Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir hierdie geleentheid vir 'n voortgesette besoek aan Pergamus, waar ons vandag weer eens in die voetspore van Antipas gaan loop. Wees met ons terwyl ons dit doen. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons begin deur Openbaring 2 vers 13 te lees. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas, my getroue getuie was, wat gedood is by julle, waar die Satan woon. Nou iets wat ons teen hierdie tyd agtergekom het, is dat die inwoners van Pergamus in die duister wêreld van afgodery en ekstreme onreinheid geleef het. Hulle was slawe van hulle passies. Hulle was lasteraars, tiranne en het bovenal bloedskande bedrywe. Kortweg, hulle was die Satan se slawe. Hierdie heidense geloof het in totaliteit bestaan uit waarsêery, interpretasie van drome om demone te dien en ekstreme perversie. Dis onder hulle wat Antipas gewoon het. Ons teksgedeelte bied vir ons 'n paar leidrade betreffende Antipas. Hy leef in Pergamus in die tyd toe Openbaring geskryf is die laat 1ste eeu na Christus. Hy was 'n getroue getuie van Christus en hy is gemartel en doodgemaak as gevolg van sy geloof. Ons moet ook daarop let dat Openbaring geskryf is toe die imperiale keizerlike aanbidding ten sterkste bevorder is in Pergamus. Christene wat geweier het om deel te neem aan die kultus van die Romeinse keizerlike aanbidding, het ernstige vervolging in die gesig gestaar. Dis tydens die heerskappy van keizer Domitianus, wat Antipas gearresteer en tot dood veroordeel is. Nou volgens vroeë Christelike tradisie, wat in die 2de eeu na Christus se handelinge van Antipas opgeteken is, was Antipas die biskop van Pergamus. Dit dui ook aan dat hy 'n disipel van Johannes was. Sy getroue voorbeeld bemoedig gelowiges in Pergamus in die moeilike tydperk van Romeinse antagonisme teenoor Christene. Johannes skryf dat hierdie Christene gewoon het waar die troon van Satan gestaan het. Nou kom ons kyk vinnig na die 3 strata van die heidendom in Pergamus. Die Anatoliese substratum word verteenwoordig deur die aanbidding van Dionysius, die god van drank en die teater, en Asklepios, die god van genesing. Nou slange en die hantering van slange is met die opvoerings van Bacchae van Euripides in die teater geassosieer. Maar slange was ook die simbool van Asklepios, van hier die kenteken van die mediese beroepe. Die reisende skrywer, Pausanias, hy laat byvoorbeeld beskrywings na van sy reise in die Mediterrane lande en hy beskryf die god Asklepios op 'n troon met 'n staf in die een hand en sy ander hand op die kop van 'n slang. Nou vandaar die teken met die slang om 'n staf gedraai. Christene moes hierdie kultusgroep van die god van genesing en sy slang geïnfesteerde tempel uiters walglik gevind het. Pausanias beskryf ook die troonagtige altaar van Zeus op die top van 'n rotsagtige koppie bo op die stad. Die Zeus aan wie die altaar toegewy is, was ook bekend as Zeus die Verlosser, nog 'n gruwel vir die Christene. Hierdie altaar was die werklike troon van Satan waarvan Johannes skryf. Die tweede stratum in Pergamus se godsdienstige geskiedenis word verteenwoordig deur die Hellenistiese koninkryk en die aanbidding van Zeus en Athene. En die derde stratum verteenwoordig die Romeinse periode en die aanbidding van die Romeinse keisers. Nou Pergamus het die gode van 3 volkere en 3 opeenvolgende periodes in die geskiedenis van die staat gesintetiseer. Kon die Christendom 'n botsing met die heidense wêreld vermy, ten minste met die imperialistiese kultus deur 'n klein kompromie aan te gaan? Miskien kon Dionysius en Asklepios en Athene en Zeus vermy word as aanbiddingsobjekte, al was dit onmoontlik om hulle teenwoordigheid in tempels en beelde te vermy. Maar om keiseraanbidding te vermy,
wat sentraal gestaan het in hierdie afgoderybedryf en dit as toets van lojaliteit gedien het, was nie so eenvoudig nie. Van hier dus die populariteit van die sekte in Pergamus wat as Nikolaïte bekend gestaan het. Openbaring 2 vers 15 lees so: So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte wat ek haat. Daar is nie baie wat bekend is oor die Nikolaïte nie, maar dit is duidelik genoeg dat hulle bestaan het uit mense wat gedink het dat 'n mate van kompromie uitgewerk kan word. Miskien dan net in die sfeer van die staatskultus. Die disippels het egter helder en duidelik geweet dat geen kompromie ooit moontlik was nie. Nêrens op hierdie ou aarde was dit moeiliker om alleen en verfoeid te staan vir Christus as in Pergamus nie. Daar waar die Christendom en die keiserlike aanbidding mekaar van aangesig tot aangesig gekonfronteer het nie. Dit was baie moeilik. Antipas van die brief aan Pergamus in Openbaring 2 was die eerste martelaar van hierdie kultus. Hy sterf deur verbranding in die bronsbul volgens oorlewering in 92 na Christus. Hy was sekerlik slegs een van vele in hierdie plek waar paganisme hoogtyd gevier het. Kom ons bid saam. Heer, dankie dat ons vandag verder kon kyk na daardie gebeure in Pergamus. Dankie vir die getroue getuie Antipas. Ons bid dat ons ook getroue getuies vir U mag wees. In die naam van Jesus bid ons. Amen.